Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Welkom by die program Jesus Christus bevry jou siel en ek is baie bly u het ingeskakel. Dankie vir diegene van u wie my gekontak het, wie gebel het of WhatsApp gestuur het. Die nommer verskyn op die skerm. Ek wil u ook aanmoedig en vra. Ons staar nou November en Desember in die oë. Die jaar is amper op sy rug. Maar die kruiskykrekening moet nog betaal word. So as u in die hart voel dat daar ruimte is om vir ons te help met die betaal van hierdie rekening, sal ons dit grootliks waardeer. Ek dink die bankbesonderhede verskyn op die skerm soos hy nou hier is. Kom ons bid saam. Kom ons dank God vir die wonderlike uitkomste wat alreeds behaal is deur hierdie evangelie en die getrouheid van die Heilige Gees bediening. Vader, ons dank U, my God, vir U liefde en die groot ontferming. Dankie vir die intervensies wat U verskaf het hierdie jaar. Al die waaroms en hoekoms is beantwoord. En selfs die dinge wat kon en sou en moes gebeur het, wat negatief was, U het intervensies gebring. En ons kan nie net loof vir dit, my God. Want waar sou ons gewees het, sonder die arm of die hand van die Here, wat aldurend red en verlos. Wees met ons nou, my God, deur U woord, wees waaksaam oor die gelees van hierdie woord, my God. En laat dit 'n werklikheid word vir ons. In Jesus naam bid ek. Amen. Nou, ek het nou vir 'n geruime tyd wat ek moetswilliglik besluit het. Ek wil nie meer die nuus kyk nie. Maar dan beland ek by ander mense se huise, familie se huise en so, en hulle sit miskien rond met die televisie aan, en dan is dit hierdie kommissie en daardie kommissie, en 'n parlementariaanse kommissie, en dan is dit luister na al die dinge wat in ons regering aangaan, en wat met die politieke partye aangaan, en dit is ernstiglik 'n bron van mismoedigheid en wanhoopigheid. As 'n mens natuurlik jou hoop op hulle gepen het. En ja, ek vermy grotendeels die politiek. Nou is dit ANC en DA en PA en EFF en die ou geskiedenis van staatskaping, state capture, en ek sit te midde familielede en bekentenisse, en ek kyk en sien hoe dit hulle affekteer. Prys die Here, ek het regtig seker gemaak dat ek nie te veel aandag skenk aan al hierdie nuusartikels, hierdie nuusbrokkies nie. Maar ek sien die effek, ek sien die nagevolg van mense wat vir ure sit en luister na hierdie inkwisisie, hierdie kommissie, hierdie bevraagtekening van minister van polisie, minister van dit, minister van dat, en nou luister, ek kyk en sien hoe hulle sit en luister en die reaksies wat het opwek in hulle in, en hoe hulle lewens versier, hulle vooruitsigte verkrummel voor hulle oë met hierdie dinge wat afspeel voor die aangesig.
Ek skud net my kop. Ek kon hou, daar was 'n tyd met die Zondo-kommissie. Nou van u weet van die Zondo-kommissie waar hierdie korrupsie geondersoek was. En daai vuil vis was oopgevlek at al sy stinkterms reg oor die land en buiteland gereek het. Maar sonder tande. A rights commission without teeth. En nou sit hierdie Makwananza, ek kan nie eens die woord reg, die naam reg uitspreek nie, die kommissie met hierdie groot eerwaardige generaal van die polisie wat nou besluit het, hy het ook nog genoeg gehad van die korrupsie en hy wil nou alles oopvlek. Nou sit en kyk ek nou mense wat nou die goed kyk vir ure aan een. Ek praat van die kommissie besigheid gaan aan van vroegoggend tot laat aan en dit word uitgesaai en as mense wat dit kyk, nou kom vind jy uit dat die hele lotto besigheid ook in korrupsie besmet was. En nou was soveel mense wat hulle hoop op lotto gesit het, hulle het getrou, elke week het hulle lotto besigheid gaan invul en hulle geldjies gaan betaal, met die hoop dat hulle iets gaan wen en nou van hulle selfs die lotto besigheid is vasgevang in hierdie verrotting. Nou dis die goed wat in die algemene nuus is in ons samelewing in Suid-Afrika. Ek dink is die groot hervormer Martin Luther wat 'n stelling gemaak het. Hy sê as jy preek en jy preek die woord van die Here, maar jou preek is nie relevant vir die dinge wat besig is om te ontvou in jou samelewing in daardie geslag nie, dan preek jy irrelevant. Okay, ek wil nou nie skuldig wees van irrelevante prediking nie, maar ek wil aan die oordra dat ek het die ding opgelet, ek het kennis, aandag gegee aan en kennis opgedoen om te sien dat daar mense baie omgekrap is. Suid-Afrika, daar is mense wat baie omgekrap is met ons politieke leiers. As mense wat tot die Here bid, Here asseblief, verander die leiers, geef ons 'n ander president, geef ons 'n ander dit en 'n ander minister daar. En nou ja, kom ons bring die saak nader aan die been. Die woord van die Here het ons verlede week gehoor, as 'n swaard wie se lemme tweesnydend is. En dit is so skerp dat dit onderskeid kan sny tussen 'n siel en gees, kan deurdring tussen been en murg en onderskeiding kan verskaf tussen wat lê in jou gedagtes, wat lê in jou bybedoelinge. What is laying in your thoughts and what is invested in your intentions. Kom ons vat God se woord en ons bring dit binne in hierdie ding. Want ek weet daar is baie van u wat ook vasgevang is om aandag te skenk aan hierdie kommissies. Nou wonder ons en ek wonder saam met u, wat gaan word van almal die dinge wat uitgelig word? Daar was voormalige polisie minister Bekkie Cele en hy was, soos hulle sê, geroost en getoost in hierdie kommissie. Die inquisitie, die vraag wat aan hom gevra was, en hy dinge verklik en bekend gemaak en ons allemaal gaan, wat hoor ek nou? Wat hoor ek nou? Ja, so, wanneer jy hierdie goed sien, dan krap het jou om en jy wonder nou, hoe kan die Here maar nie kom nie? Kan het maar oor wees nie? Sodat daar reg en geregtigheid kan wees wat geskied. Nou word hoofregters bevraagteken. High court judges are being questioned for their integrity. Are they covering up for each other? Are they protecting each other? Why are dossiers disappearing? Why is files classified so that it can't be pursued further?
Nou kyk ons en ons sien en ons hoor die ding en sê, wêreld Suid-Afrika, kan ons nie maar Donald Trump kry nie? Kan Elon Musk miskien 'n Dow GBO's kon doen nie, 'n Department of Government Efficiency wat hy met sy rekenaars en sy artificial intelligence het hy die Amerikaanse regeringsbesigheid geaudit en hy het al die korrupsie uitgevang. Is daar nie iemand soos dit wat vir ons kan help nie? Gaan dit maar nou net aan soos dit. Okay, so that is the scenario I'm setting before you. Because I know a lot of you do have opinions about these things. Want ons is hier so. So kom ons maak ons pad na die woord van die Here. Ek is in die boek van Romeine. Ek gaan die eerste 8 verse lees. Vertrou saam met my dat ek alles kan doen binne in hierdie korte 28 minute wat ek gekoop het by Kruiskyk. En ja, hierdie tyd word betaal voor, so ek moet dit benut en ten volle, en ek wil het so doen dat u wat luister en kyk groot voorbaat daaruit geniet. So, die eerste vers van Romeine 13. Julle moet die owerheid gehoorsaam. Nou, die owerheid is die regering, the government. Whether it is ANC government out and out, or government of national unity with ANC and DA and PA, wie ook al nou deel is van government of national unity. Die Bybel sê, die Bybel regverdig nie hulle verkeerd nie, hoor. Laat ons maar baie duidelik wees daaromtrent. Regverdig nie wat daar is wat skeef is nie. Hulle gaan verantwoordelik gehou word deur God self. Maar kom ons lees dit. Julle, nou julle is almal wat nou hoor en sien, moet die owerheid gehoorsaam, want God het dit daar geplaas. Geen owerheid bestaan buite God se toediening. I know you didn't vote for the ANC, but they did gain a majority vote that put them in power until the government of national unity thing came in. But what the scripture is saying, it doesn't matter what your opinion is. God needs the order that government brings. And it just so happens that all that kind of order is of God. Geen owerheid bestaan buite God se toediening. Dit impliseer dat hulle wat weier om die owerheid te gehoorsaam, hulle teen die instelling van God verset. Oeps, rebellion. Die wat dit doen, bring 'n oordeel oor hulle self. I am not judging you. Oops, let's just get that right. This word is a double-edged sword. It cuts both ways. This is the word that is doing that. 'n Mens wat reg optree, hoef nie vir die owerhede bang te wees nie. Die kwaaddoeners wel. As jy op goeie voet met die owerhede wil wees, handel dan volgens die wet en jy sal selfs van hulle lof ontvang. Die owerheid is immers 'n dienaar van God om jou beste belange te bevorder. Maar as jy jou met die verkeerde besig hou, sal jy vanselfsprekend benoud wees, want die owerheid besit nie verniet die mag om te straf nie. En in hierdie geval is die verwysing na die owerheid dra nie verniet die swaard nie. Die owerheid is immers ook hierin God se dienaar, dat hy die straf aan die kwaaddoeners moet voltrek. Om saam te vat, wees aan die regering gehoorsaam en wel om 2 redes. Nie net om straf te vermy nie, maar ook ter wille van 'n skoon gewete. Daarom moet julle ook julle belasting betaal. Hulle is immers dienaars van God wanneer hulle taak getrou uitvoer. Kom dan
julle verpligtings teenoor almal na. Betaal belasting aan die wat dit van julle vra. Tolgeld en alle soortgelyke heffings aan die wat dit van julle vereis. En respekteer en eer almal aan wie julle dit verskuldig is. Die laaste vers, vers 8, betaal alles wat julle verskuldig is, maar die een rekening wat julle altyd verskuldig sal bly, is om mekaar lief te hê. As jy jou naaste lief het, vervul jy die wet. Laat my toe om daar die laaste vers in Engels te lees. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Nou, ek wou dit aan u oordra, want ek kan sien hier is, die Engelse woorde sê, there's a groundswell of objection that is wanting to get to the point of rebelling and causing a revolution. But it is quite clear what the Holy Scriptures are saying here to us. This is written by the Apostle Paul to the church at Rome. En hierdie kerk in Rome was onder Italiaanse bestuur, onder die Romeinse Ryk. Roman rule. And Roman rule and Roman government under the Caesars of the time was a brutal affair. As jy dink die uitbuitery is erg vandag, nee, dis 'n grap in vergelyking wat plaasgevind het in die geslag van hierdie wedergebore Christene, wie Paulus besig is om aan te spreek in Romeine 13. Ek wil hê jy moet die konteks goed ken en verstaan. Hy praat nou met wedergebore Christene van gemengde etniese groepe, wie in Rome, Italië bly, onder die keiserheerskappy van die Romeine, die Italians. En hy maak dit baie duidelik, luister, daar is wette wat die mense na vore gebring het, en alle wette om orde in die samelewing te handhaaf, dien eintlik God se doel, sodat daar nie chaos is in die samelewing nie. En dit is nodig dat hierdie wette straf moet kan uitdeel, en die straf is dus die swaard, the sword. Nou, ek het ons nou verwys na hoe ons omgekrap word. Ons word geweldig ek myself was omgekrap. Ek het 'n paar keer gesit en luister na hierdie kommissies en die vrae wat gevra word, dan kan jy sommer sien hoe warm die ou, en hy's warm onder sy kraag, en jy kan sien die frons op sy bles, en sy gesig trek in allerlei rigtings, maar hy moet antwoord. Maar hy het eet afgelê om eerlik te antwoord, en alles kan nou geondersoek word met die huidige tegnologie. Jy kan nie lieg nie, jy kan nie jou elektroniese boodskappe wegsteek nie, jy kan nie jou rekenings wegsteek nie. Kunsmatige intelligensie in hierdie auditprogramme het die vermoë om alles uit, nou sit hierdie ministers daar, en nou praat hulle, nou hoor jy van hoe hulle die miljoene en al die bedrog en die vennootskap met misdadigers en met dwelmsyndikate en dwelmkartelle, en mense daar sê, jee, is dit die rigting wat ons land ingaan? Die probleem hier is, ons skenk te veel aandag aan die goed. Laat hierdie goed sy gang loop, want dit is die swaard van die Here, dat 'n kommissie soos dit die ondersoek kan doen en aanbevelings na vore kan bring vir vervolging. Maar laat ons onsself nie so diep in die moeras van hierdie verrotting en korrupsie vind, dat ons nou mismoedig en wanhoopig word nie. So wat is die antwoord? Wat is die antwoord vir die besigheid? Romeine 12 vers 1, en die woord van die Here, dit is die handleiding wat aan ons verskaf word.
Die woord van die Here sê, nou wil ek julle baie ernstig vra. Eintlik is die bewoording, ek smeek en ek bedel, ek wil op my knieë val en met 'n pleidooie u aanspreek deur te sê, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. The Apostle Paul is writing that's Afrikaans version. He says, I urge you, I beseech you, I beg you, brothers and sisters, in view of the mercy of God, that you offer your bodies to be a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your reasonable service. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will and His good, pleasing, perfect will for you. So, wanneer 'n mens hierdie goed kyk, hierdie sondekommissies en hierdie Makwanla kommissies en jy hoor hierdie goed wat die ministers kwytraak en jy dink aan die groot hoeveelhede geld en die biljoene geld, dan you become morose. Your mind, you can't switch off. Ek het al gehoor mense sê, daar's 'n woord wat hulle die president Cyril Ramaphosa mee aanspreek. Iemand het hom hierdie naam genoem, cupcake. So, Cyril Ramaphosa staan bekend onder die journaliste en in die media as cupcake. Nou, wanneer daar na cupcake verwys word, het ek al gesien die persoon sy gesig versier so, as sê die persoon, he's gonna get his comeuppance. His day will come. He must answer. They must pay back all that money they've been stealing. Dit is ongesond om daar te kamp in jou hart en jou gedagtes. It is unhealthy for you. That is why the scripture is telling us what it's telling us. So instead, let us do what we are finding the Word of God encouraging us to do. Help yourself. Stop watching that stuff. Hou op om aandag te skenk aan hulle. Ja, as jy nou hoor en sien dat die kommissie is aan en jy wil 'n aanbeveling of ondersteuning deurvoer, ja, maar moet nie daar lê nie, want jy is besig om jou brein volgens die patroon van hierdie wêreldse denke te vorm. En dit bring jou in 'n toestand van mismoedigheid. In plaas, luister, aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat daarbo by Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Since you've been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you have died, and your life is now hidden with Christ in God. En dit is wat het op neerkom. Moenie jou oë oplig en na die TV kyk en nou met jou remote gaan na die kommissies en daar sit en kyk en indrink. Kyk hoe besoedel is die mense, kyk hoe onrein is die mense, kyk hoe verdraai is die mense, kyk hoe misdadigers is die mense. Nee, moenie dit doen nie. Lig jou oë hoor. Lig jou oë na die man wie op die kruis gesterf het vir jou, as jou, en wie in die graf belê is met al jou sonde in die doderyk het hy dit daar nagelaat. Wie op die 3de dag
uit die dode uit opgestaan het. Wie 40 dae daarna hemelvaartservaring voor die troon van die Vader aanvaar was en wie 'n troon op sy regterhand kan ontvang het om van daar af die naam bo alle name te kry tot erkenning van sy goeie daad wat hy ten gunste van ons gedoen. Sit jou hoe op dit, besin dit, verbeel jouself in dit, kyk daarna, mediteer op dit, gaan lees, spandeer tyd in die Bybel, gaan lees die boek van Openbaring 1 en 2 en 3, gaan lees, gaan kyk, hoe wonderlik is hy. More than wonderful, more than amazing, more than marvelous. And when you, the songwriter says, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Father, we thank you and bless you for Jesus. And now, Lord, help us to seek the attractiveness of his beautiful face, to gaze upon his glory, to see him as in a mirror darkly, and to be transformed into what we see as we look upon him. Lord Jesus, we love you, we bless you, we choose you, and we set our eyes and focus upon you. Be glorified in our lives, in our decisions, in our thoughts, in our words, in our actions. We bless you in Jesus' name. Amen. We see